Broers en susters, kan jy my almal hoor? Namens die kerkraad die volgende afkondigings. En ons is by Sondag 1 Junie. Ons is amper in die middel van die jaar. Maar kom ons luister wat hier is. Skriflesing is vanoggend by die erediens uit Lukas 24 en uit Handelinge 1. En ek wil amper sê die tema is, daarna het hulle Jesus uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Begeleiding Esther van der Walt, dankie Esther weer eens, verjaarsdag. 2 Junie, Jacques de Beer en Annelies van der Leunen, baie geluk. Ook aan Nicolien Prinsloo, wat die 3de verjaar, Martie Brink, John Fincham en Maureen van der Walt, wat die 6de Junie verjaar. Mag dit vir elkeen van u 'n besonderse dag en 'n baie geseënde jaar wees. Baie geluk ook aan Anne Erasmus met die geboorte van jou kleinseun Eben. Mag hy julle net vreugde verskaf. Ons is dankbaar dat alles goed afgeloop het. En ook vir Martie Olivier, wat 'n agterkleinkindryker geword het. Ons is saam bly, wat 'n voorreg om ook hiervoor te kan dankie sê. Koffie en tee, kom geniet heerlike koffie, tee en verversings saam met die vroueaksie na die erediens in die groot saal. Besoekers is hartlik welkom. Die kerkraadsvergadering vind weens die oestyd en die laat seisoen plaas direk na die erediens in die klein saal, in die konsistorie, as ek reg gehoor het. Die klein saal is reeds gereed vanaand se betuur. Verbondsonderrig is direk na die erediens, die opening is in die belydenisslas. Aanlyn Bybelstudie. Die Bybelstudie hervat 8 Junie DV, terwille van die Pinksterreeks, dat ons daar kan uitkom, het ons dit uitgestel. Pinkster 2025, 1 tot 5 Junie, dis om 10:00 en 1800 in die klein saaltjie. Die skinkbeurte is as volg: 1 Junie, wijk 5 en 6, Esther Susan en Betsy. 2 Junie, wijk 7, Isabel Lienaber. 3 Junie, wijk 2, Reed Snyman. 4 Junie, wijk 3, Rita de Bruin. En 5 Junie, wijk 4, Audrey Labuskaghni sal dit reël. Die nagmaal is 8 Junie, eerskomende Sondag. En die gemeentevergadering is 8 Junie, direk na die erediens. Die gemeenteete vind plaas ook 8 Junie, direk na die gemeentevergadering en na afloop van die verbondsonderrig. Die bazaarlyste, die diaken sal dit uitdeel. Dit moet terug wees 1 Julie. Dus met ander woorde oor 'n maand, of binne 'n maand, 3 maniere hoe dit terugbesorg kan word. Dit kan ge-e-pos word na Viljoenskroon by apk.co.za. Dit kan by die kerkkantoor afgegee word, of dit kan in die kollektesakkie gegooi word. Terwille van die kontrole, vra ons maar net dat al die vorms sal inkom, asseblief. Bazaarkomiteevergadering vind dan plaas Sondag 22 Junie, direk na die erediens in die klein saaltjie, en al die wyke moet asseblief verteenwoordig wees. Terreindiens, Nieuwrood en Liedborg, Johanna Labuskaghni. Dankie Johanna en jullie ook. Omgee, broers en susters, dit is nou, ons het die aksie van barmhartigheid, waar ons mense help wat nie kos het nie ensovoorts, maar die omgee aksie is waar ons vir mekaar omgee. So dis mense wat weens siekte en ander sulke probleme ondersteuning en hulp nodig het. En daarom op ons omgeelys is Werner en Ina Kreer
en Janie Dreyer en kinders, waarom ons ook vir hulle kan ietsie aflaai, vir ietsie bring. Gebedslys, ons bid vir Una Kreer, wat nog sukkel met haar gesondheid. Sy het nou die medikasie gekry, maar dit vat maar ruk om in te skop en te begin werk. So op hierdie stadium gaan dit nie goed met haar nie, voel sy glad nie lekker nie, maar dit lyk my alles is daarom nog binne die perke wat dit moet wees. Ons bid dat dit gou heeltemal sal werk en dat sy gou heeltemal gesond sal wees. Johan Uys word geopereer en as ek reg is dit Woensdag wat hy geopereer word. Ons bid vir jou Johan, die sterkte van die Here toe, die wysheid vir die dokters, en dan bid ons vir die oestyd. Dit is maar 'n laat oestyd en 'n deurmekaar oestyd. As jy vir mense vra hoe gaan dit, dan sê hulle nee, ons het net so eenmal 'n dag vas. Maar dit is 'n oestyd wat besondere genade vra. Kom ons vra ook vir die Here dat hy hierdie oestyd sal seën. Almal sal bewaar op die lande, op die paaie tydens die oestyd, en dat hy regtig die oeste sal seën, soos net hy kan. Verskonings, Paul Roep, Nikkie van der Meulen en Johan Kraus. Kom ons word dan stil voor die Here, en dan begin ons hierdie erediens in sy naam, 'n paar oomblikke van stil gebed. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Liefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Nou dat ons die seën van die Here ontvang het, kom ons loof hom deur te sing uit Gesang 221, verse 1 en 2, 221, verse 1 en 2. In die tweegesprek van die erediens gaan ons nou lees uit 2 gedeeltes as die wet van die Here, maar volgens ons dan ons lewens instel, toets aan die Here se wet. Die eerste is die bekende Markus hoofstuk 12, waarin vers 28 die skrifgeleerde die vraag gevra het, wat is die eerste gebod van almal? En in die spraakgebruik van daardie tyd beteken dit die eerste, die belangrikste, die grootste. Wat is die belangrikste gebod?
En dan antwoord die Here Jesus, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Dis interessant, hierdie eerste gebod, belangrikste van almal, is nog amper nie eers onder die 10 gebooie nie. Maar dis die samevattende inleiding, die motivering vir die wet. Daar is net een God. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Broers en susters, dit is so, dat ons hierdie opsomming van die wet en die wet self dikwels hoor. Maar ons kry dit skaars reg om die Here, of ja, kom ons begin daarby, ons kry dit skaars reg om ons naaste lief te hê soos onsself. Want die ou natuur, die sondeval het gemaak dat die mens God wil wees, belangriker as almal. En nou kom die Here en hy sê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En hom moet ons lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons kragte. Het jy al gewonder, hoe kry mens dit reg? Hoe kry ons dit reg? Hoe leef ons dit uit? So 'n stukkie prakties, waar die wet hande en voete kry, lees ons in 1 Korintiërs hoofstuk 10, vers 31. Of julle dan eet, of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke, of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag, en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Liefde het hande en voete en 'n stem. Liefde vir God en vir ons naaste. Kry ons dit reg? Kom ons bely ons onvermoë in die singing van Gesang 209, daarvan vers 1 en 2.
En opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus. Verkondig die woord, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. In Efesiërs 1 vers 7 lees ons juist dat dit nie nodig is nie. Want in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. As mense wat genade ken, kom ons bely ons geloof in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing as toewydingslied, Gesang 221, verse 3 tot 5. Heilige God, drie-enige God, ons aanbid U. U wat vir ons redding gestuur het deur U Seun Jesus Christus.
U wat met U genade vir ons U Seun gestuur het, vandag nog genade vir ons het, maar wat ook toe U Seun opgevaar het na die hemel, ons nie alleen agtergelaat het nie. Ons het die Seun van die Here ontvang, en ons het die Gees ontvang, en daarvoor loof ons U. Gee dat ons dan ook in hierdie Pinkstertyd werklik sal beleef dat U ons byeen kan bring om te bid. Dat U met U Gees kragtig in en deur ons sal werk. Want elkeen van ons is oral 'n getuie. Ons bid vir Johan wat vir 'n operasie gaan, dat die bewarende hand oor hom sal wees, vir Ina wat siek is, vir soveel ander wat met siektes by die huis verpleeg word, of wat weens omstandighede nie meer kan kerk toe kom nie, hulle daar in huis Simfonie. Wees met hulle. Wees met elkeen van ons in hierdie tyd. Ten spyte van hierdie deurmekaar jaar vra ons dat U op die eie wonderlike manier die oes sal seën. En nou vra ons, spreek Here, want die kinders luister. Ons kan alleen hoor as U Gees praat. Steek dan ook vir my weg agter die kruis, agter die werking van U Gees. Elkeen van ons se menslikheid, dat dit nie sal staan in die weg van U werking in ons nie. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, Handelinge hoofstuk 1. Handelinge 1, en ons lees vanaf vers 1, so enkele versies. Handelinge 1 vers 1. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Dan lees ons dat terwyl hy opvaar, lees ons in Lukas onder andere, dat hy sy hande ophef en hulle seën. En dan kom daar nog die belofte by vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Ons lees net sover, ons kan in die 2020 vertaling ook net enkele verse lees, vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigspel weggeneem. Vers 13, toe hulle daar aankom, dit is nou na die bovertrek, waar hulle gebly het,
Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die boventrek waar hulle gebly het. Vers 14, hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Die seun van Hemelvader. Het jy al gewonder hieroor? Terwyl ek voorberei het, het my opgeval dat in die weergawe van Lukas dan vir ons gesê word dat die Here Jesus hulle geseën het terwyl hy opvaar. Daar word nie meer van hierdie seën vertel nie. En dit is waarskynlik nie presies dieselfde as die seën, die doop met die Heilige Gees, wat sou volg na 10 dae nie. Hulle moes vir 10 dae gaan bid, voordat die belofte van die Vader vervul is, voordat hulle gedoop is, of geseën is met die Heilige Gees. Miskien het die Here hulle geseën met die vermoë om te gaan bid, met die toewyding, die afhanklikheid, die Godgerigtheid, om in gebed te gaan verkeer. Jy het net nou gehoor, dat ons in hierdie week Pinksterbid hier het. Nou is die vraag, vir wat? Hoekom? Die eerste Christene, die apostels, moes gaan bid, hulle het die opdrag gekry, hulle moes spesifiek gaan bid, sodat die Heilige Gees uitgestort kan word. Maar ons weet ons nou, die Gees is daar uitgestort. En elke Christen het die Gees in hom of haar. Waarvoor gaan bid ons dan? Wat is die sin van 'n gebedsreeks, van elke dag bid, soos vroeër daar sommer 10 dae lank gebid is, soos die apostels gebid het? Boonop is Pinksterdag nie iets wat oral voorkom. Dit is iets wat net in enkele gereformeerde kerke in Suid-Afrika voorkom. Die meeste Pinksterkerke hou nie eers Pinksterreekse nie. Hoe werk dit dan? Hoekom is dit dan? En as ons in die kerkgeskiedenis kan kyk, dan sien ons dat dit nie iets is wat oral gebeur het nie. Eers hier, so 'n eeu of wat terug, het dit in die Parel gebeur, dat 'n gemeente gebid het, en gebid het ook vir herlewing. En dat hulle in hierdie tyd 'n besondere belewenis gehad het. Maar die interessante is, die belewenis wat hulle gehad het, die Gees se werking wat kragtig in hulle gewerk het hulle tot trane gebring, het hulle tot berou oor hulle sonde, hartseer oor hulle sonde gebring. Dit was nie allerlei spreek in tale en allerlei dinge wat gebeur het nie. En dit is ook die verhaal van die meeste herlewings. Die Gees van God wil nog in sy kinders werk, met krag. Miskien is u ook een van die handjievol gelowiges, wat ergens diep in die harte begeerte het, dat daar weer 'n herlewing sal uitbreek. Maar lankal bid daarvoor, eintlik te vergeefs, sover. Mag ons dan in hierdie tyd waarin ons leef, in hierdie eindtyd, nog bid vir herlewing. Sê die Bybel dan nie, dat die dinge al boser sal word en sal erger word in die laaste dae nie? Mag ons dan bid vir herlewing. Mag ons as gereformeerd gesindes bid vir iets so charismaties, wil ek amper sê, soos herlewing. Anders gestel, kan ons bid in hierdie tyd, in hierdie tydsgewrig,
vir die werking van die Gees, om kragtig in ons te werk. Of is ons maar net besig om tyd te mors, goeie strooptyd, werktyd, huiswerktyd vir die kinders, en dan is dit nog koud op. En dan hou die meeste van ons in elk geval nie daarvan, om in die openbaar te bid nie. Sal ons dan nie maar ophou, om te karring met bid hierin nie? Vanoggend leer ons uit Handelinge 1. Die Here laat sy seun agter. Bid daarvoor. Die Here laat sy seun agter. Bid daarvoor. As ons terugkom in die eerste plek na die vraag van net nou, wil die Here ons seën? Dan weet ons mos nou, die Here God gee sy genade gratis, as 'n geskenk, aan elkeen wat glo. En dan gee hy selfs die geloof. Want die woord leer ons, hy het ons voor die skepping van die wêreld al uitgesoek, uitgekies. En hy stuur sy Gees om ons onkeerbaar te trek tot bekering. So as ons genade gekry het, het ons dit gekry. Hoekom moet ons nog bid? En tog sê die Bybel vir ons kan die Gees uitblus, of ons kan die Gees bedroef. Dit behaag God. Dit maak God bly, dis vir hom lekker. Dis vir hom goed, dat mense wat in hom glo, in afhanklikheid van hom lewe. Die oersonde was ons maar, hulle wou beter weet as God. En dit is nog die sondeval liggaam in ons almal. Ons wil beter weet, ons wil self in beheer wees. Ons wil self doen, ons wil self weet. Terwyl die Bybel sê, verneder julle voor God en hy sal julle verhoog. Terwyl die Bybel sê, nee. Dit behaag God, dat ons hom aanbid en dien, omdat ons dit wil doen. Interessant. Hy dring ons onkeerbaar tot geloof, en hy sal keer dat ons heeltemal van hom wegdraai. Hy sal ons stig as dit moet. Maar interessant dat dit vir my lyk asof die Bybel sê, die Here forceer ons nie om geestelik te groei. Hy waarsku ons wel, as jy nie geestelik groei nie, sal jy nie die ewige lewe sien nie. Dit is dus outomaties, dat ek en jy wat glo, die begeerte moet hê, om te wil geestelik groei, om te wil geestelik lewe hê. En daarom sê die Heidelbergse Katekismus Sondag 45, antwoord 116, dat ons as Christene moet bid, omdat dit die vernaamste deel van ons dankbaarheid is, wat God van ons vorder. Omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee, wat hom met hartlike sigte sonder ophou, daarom bid en daarvoor vra. God wil ons seën. God wil hê ons moet bid om daardie seën. As daar dan hoop vir ons is, dat God ons wil en kan seën, dan is die hoop nie in ons geleë nie, maar die hoop is alleen in God se genade en sy Gees se kragtige werking geleë. Handelinge bewys dit vir ons. As ons mooi gaan lees en kyk na die opskrif van Handelinge, dan staan daar die handelinge van die heilige apostels deur Lukas beskryf. In hierdie weergawe staan net die handelinge van die apostels. Maar eintlik is dit nie reg nie.
Want eintlik is dit die handelinge van die Heilige Gees deur die apostels. Dis waarom daar in Handelinge dinge gebeur. Die Heilige Gees van God is aan die werk. Wil die Here ons seën? Miskien moet ons vra, kan die Here ons nog seën? In feitelik elke gemeente van die AG Kerk is daar finansiële probleme, krimpende lidmaatgetalle, al hoe minder kinders en jong mense, klagtes en gevegte. In elke gemeente is daar krisisse. Dit lyk of die duiwel los is. Die probleem is, ernstige gelowiges is ongemaklik daarmee. En dan onttrek sensitiewe gelowiges hulle en gaan soek elders na 'n plek waar daar nie vrede is en nie beklei word nie. Maar die probleem is, as jy die volmaakte gemeente vind en jy sluit daarby aan, dan is dit nie meer volmaak nie. So die oplossing is nie dat ons moet loop nie. Die oplossing is nie dat ons moet ontken dat ons gemeente van die Here is wat van mekaar verskil nie. Nee, ons mag nie vra, kan die Here ons seën nie, want hy kan. Ons moet vra, wil die Here ons seën? Ons moet dit vra. Wat keer dan deur al die jare waarin ons gemeentes is, en lidmate is en gelowiges is, wat keer dan dat die Heilige Gees kragtiger in ons werk? En ons kan nie ontken dat die Here werk nie, anders was ons nie meer gemeente nie. Maar wat keer? Wat is die prop, die verandering in ons, dat die Gees nie meer en meer werk nie? Die prop is sekerlik dat ons nie bid nie, maar die Bybel sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Daar is meer seën vir ons beskikbaar. Maar ons is so blind vir ons eie biddeloosheid, vir ons eie sonde. Ons is so tevrede met ons vleeslike, geestelike lewe. As ons, soos die liedjie sê, soekers is, maar dan aan die wil van God, dan lyk dit asof ons nooit vind nie. Ons is ook soekers wat nooit vind nie. Mag ons dan aanhou vra? Ons moet. Ons moet. Wie die Here soek, sê die Bybel, sal hom vind. Wie bidend, gelowig en ernstig en aanhoudend en eensgesind op die Here wag, sal beleef dat die Here werk. Verhoor op sy tyd en sy manier. Die Bybel sê, wie klop vir hom sal oopgemaak word, wie soek vir hom sal vind. Wie 'n seën van die Here verwag, sal dit vind. Die Gees wat in Handelinge gewerk het, werk vandag nog. Die gebed wat in Handelinge plaasgevind het, vind dalk nie so plaas in ons lewens vandag nie. Die Gees is nog in ons. Die Gees is tussen ons. Maar God verwag van ons gebed. En ek vra nie net sommer terloops 'n bietjie gebed nie. Die Heidelbergse Katekismus antwoord 116 verwoord het, dat hy praat van hartlike sigte, ernstige, hartgrondige gebed, sonder ophou. Die woord praat van eensgesindheid. Beteken dat mense al die verskille en al die ander goed eenkant sit. En sê ons begeer een ding vir ons almal.
Dis dat die Gees van God kragtig in ons sal werk. Kragtig. En ook my buurman en my buurvrou, ook daardie persoon wat my te nagekom het, daai persoon wat ek nie wil vergewe nie, daai persoon wat my kwaad gemaak het, dat die Gees ook in hom of haar sal werk. Dat ons almal sal begin lyk soos die Here Jesus. Want dis wat die vrug van die Gees is. Ons moet dit almal vir almal begeer. En dan moet ons begin dankie sê. Dan moet ons begin sê, Here, dankie dat U hier gaan werk. My en jou gebed is ingesluit in God se seën, in God se raadsplan. Ingesluit. Met ander woorde, hy gebruik ons gebede hier in Pinkstertyd, by die huis, in ons binnekamers, alleen gebede terwyl ons wandel met die Here, en dan natuurlik gebede terwyl ons saam as gemeente bid. My en jou gebed is ingesluit by God se metode van seën uitdeel. Kan die Here ons nog seën? Ja, hy kan. Maar die metode is in my en jou hande gegee. Gaan ons bid, of gaan ons skouers optrek? En gebed is nie om God se arm te draai asof hy nou moet doen wat ons vra nie. Gebed is om in harmonie met God te kom. Gebed is om in afhanklikheid van die Here elke dingetjie te bely en afhanklikheid van die Here te soek. Sy leiding, sy wil, sy eer. Dit is om 'n nederige gehoorsaamheid te buig vir hom en maar net met die hand van geloof sy seën te ontvang. Want die katekismus gesê, God wil vir ons sy seën en sy Heilige Gees gee, alleen aan die wat met hartlike sugte daarom vra. Ons kan dus gelowiges wees, maar koud wees. Ons kan dus gelowiges wees, wat nog die sonde geniet. Ons kan dus gelowiges wees, wat nog selfhandhawing as die hoogte vorm van sielkundige uitlewing sien. Ons sal dalk nog in die hemel kom, as ons so 'n bietjie groei. Maar word God werklik geëer? 1 Petrus leer ons dat ons die bose kan terughou. Ons sien uit na die wederkoms, ons bid kom Here Jesus. Maar dan weet ons die bose se werking kan teruggehou en gestuit word deur ons gehoorsaamheid, deur ons heiligmaking, deur ons getuienis. Dis nie te laat om vir Suid-Afrika te bid nie. Dis nie te laat om vir die wêreld te bid nie. Dis nie te laat om vir hierdie gemeente van die Here te bid, dat die Here kragtig sal werk. En weet jy, die oomblik as die Gees kragtig werk, dan word ons bewus van ons sondes, en ons bely dit, en ons laat staan dit. En ons draai ons rug daarop, dan is dit nie meer vir ons 'n probleem of 'n gesukkel nie. Dan sal daar finansies kom, die seën van die Here, ook op daardie gebied. Dan sal daar kragtige werking wees. Dan gaan mense getrek word om te sê, ek wil ook so wees. Dit bring ons by die laaste punt. Stuur jy die seën aan? Broers en susters,
Die seën van die Here is nie iets wat ons moet opgaan en bære en wegsteek nie. Toesluit in 'n kluis nie. Daardie gelykenis van die ryk dwaas verduidelik dit. Die ryk dwaas het goeie oeste gemaak. Fantastiese oeste. En toe bou hy sy skure groter, en hy maak dit alles vol van sy oes. En hy sê, nou gaan ek lekker lewe. Hy wou dit opgaar. Toe sê God vir hom, jou dwaas. Die seën van die Here is 'n werksgawe. Die oomblik as die Gees van die Here kragtig in my en met my en deur my werk, dan word ek 'n getuie. Ek kan nie anders as om te praat of te lewe nie. Die oomblik as die Gees van die Here in my werk en ek deel dit uit, ek is soos daardie beeld van die oorvloedige werking van die Gees, dat dit oorloop na buite, en ek deel dit aan almal uit, dan word dit meer. Dan word dit meer. Ons kan dit dus nie opspaar nie, en ons kan dit nie opgebruik nie. Ons kan nie groter kanale word daarvoor. Hoe meer ons binne tyd maak om te wag op die Here, hoe meer sal ons die vrede en die leiding van die Here beleef. Hoe meer sal sy Gees die vrug dra in ons optrede. Die apostels was getuies van die Here Jesus se lewe, toe van sy opstanding, toe van sy hemelvaart, en toe word hulle getuies oor die wêreld. Mense wat nie kon oppraat nie. En daarom is die tonge wonder, die tale wonder, was bekende tale, dat hierdie ouens net kan vertel, dat mense net kan hoor. Ek en jy is ook 'n getuie. Maar om 'n getuie te wees van Jesus se hemelvaart, maak my en jou ook 'n getuie van Jesus se regering in die hemel. Maak ons getuies wat moet lewe wat ons praat. Maak ons ook 'n getuie dat Jesus weer kom op die wolke. Jesus het gekom om te red, maar as hy weer kom hy oordeel. Is jy gereed vir daardie oordeel? Is jy gereed vir die oordeel? As jy by die huis kom, as jy jou Bybel oopmaak vir stilte tyd, as jy in die aand jou oë toemaak, as jy in die nag opstaan, as jy moeilike situasies by die werk het, as die maatjies met jou lelik is by die skool, is jy nog gereed dat die Here Jesus dan kan kom, want hy weet wat jy doen, dink en sê. En natuurlik is jou pa en jou ma, jou broer en jou suster, jou seun en jou dogter of jou kleinkind, jou buurman, jou vriende, is hulle, jou kollegas, gereed dat Jesus kan weerkom. Natuurlik getuig ons die Gees oortuig, maar die seën van die Here is iets wat ons moet uitdeel, oordra. Die beste en die hardste getuienis is my en jou geesvervulde lewe. Ag broer, ag suster, smag jy ook na die vrug van die Gees, dat dit net alweer sal sigbaar word in jou eie lewe. Worstel jy ook met jou ou natuur? Sukkel jy ook om te doen wat die Here Jesus gesê het, maak dood die ding,
Maak dood jou ou natuur. Spring die ou mens in jou ook nog te maklik uit, die oomblik as jy geskit word. Kom ons bely dit maar. Ek en jy is te sleg om die vrug van die Gees te dra. Ek en jy is te lig in die broek om die Here se hart bly te maak. Dis hoekom dit genoem word die vrug van die Gees. Waar die Gees regeer, waar die Gees handhaaf, waar die Gees werk, daar word daar die vrug sigbaar. En wat kan ek doen? Eintlik niks. Maar ek het 'n werkie gekry. En dis om te bid. Bid ek en jy genoeg. Maak ons tyd vir die Here. Dra ons vrug soos ons moet. Dis nou weer Pinkstertyd. Onthou jy verlede jaar Pinkster? Ek kan amper nie meer so ver onthou eers nie. Maar het ek en jy geestelik gegroei in hierdie 12 maande, 365, 66 dae? Wat sien mense? Wat sien God self in my? Wat sien die Gees van God wat in my woon, gaan in my binneste aan? Bid ek voortdurend dat hy sal oorneem. Gaan ons in hierdie week kragtig en dragtig saam bid. Gaan ons van al die nonsens vergeet. In plaas van om skoondoekies te moet kry vir alles wat gebeur rondom ons, gaan ons skoon knieë moet kry, omdat ons bid en bid en bid. Is jy gereed vir nagmaal? Jy is alleen gereed vir nagmaal as jy gereed is vir die wederkoms. Seun, dogter, jy wat nou nog nie nagmaal mag gebruik nie, is jy in elk geval reg om Jesus te ontmoet as hy kom as regter. Broer, suster, seun, dogter. Die Bybel sê God se Gees is jaloers om ons ten volle onder beheer te hê. Hy wil ons vir homself hê. En tog is dit in die oneindig onverstaanbare raadsplan van God so, dat hy ons nie forceer tot heiligmaking nie. Maar hy leer ons bid, sodat ons kan bid vir heiligmaking. Is ek en jy bereid om dit te doen? Is ek en jy bereid om te bid? Amen. Kom ons bid saam. O Gees van God, as U ons nie leer bid nie, kan ons nie eers bid nie. As die bloed van Jesus ons nie reinig nie, kan ons nie eers verskyn voor die Vader nie. Wat nog van ons monde oopmaak? Here, ons moet bely, ons is onrein van lippe, soos die profeet, en lewe onder 'n volk wat onrein is van lippe. Ons is onrein van hart,
en leef onder 'n volk wat onrein is van hart. En as ons na al die slegtigheid rondom ons kyk, al die brutale sonde, dan kan ons dalk vir ons goed lyk. Maar die woord sê, bedink die dinge wat daarbo is. Kyk na die wêreld, kyk na jouself uit God se oogpunt. En dit kan ons net op ons knieë doen. Here, hier is ons. Kom werk net kragtiger en kragtiger in ons. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Het geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Die slotsang van die gemeente is Gesang 212, vers 1 tot 3. Net voordat ons dit sing, ons herinner jy aan die kerkraadsvergadering en aan die teedrink na die tyd. En daar is 'n musiekblyspel Vrydag en Saterdag aan by die hoërskool. Navraag oor al die verskillende maniere om daarop in te skakel of by te woon kan jy by Viljoenskroon apteek doen. Kom ons sing dan hierdie lied, Gesang 212. Maar ons sing dit as 'n gebed. Want dis wat die Here vir ons gesê het vanoggend. Hy die dood oorwin. Mense in wie die Gees van God werk. Kom ons sing dit bidend. En ons bely dit bidend. Dat sy Gees in en deur ons ook hier kan werk. En ook as ons hier uitstap. Gesang 212. Amen.
en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.